Okay julle, ons het nou gister gepraat oor die dehydrasie van kos. Vandag wil ek gou vinnig raak aan freeze drying van kos. Ek gaan net vinnig die proses verduidelik. As jy iets droog, dan gaan die vog uit hom uit, en hy droog. Freeze drying skiep basies die deel waar die liquid fase of die vloeistofvase, en hy gaan direk na die gas toe. So die beste voorbeeld wat ek mag gebruik is as jy piesangs droog. As jy 'n piesang droog, dan word hy so 'n harde plat stukkie ding wat jy kan breek en eet ensovoorts. Maar as jy hom freeze draai, dan bly hy net soos wat hy was basies. So hy skiep die vloeibare deel en gaan dadelik na die gas toe. Hy ontwater nog steeds die piesang, maar op die einde van die dag, dit is maar die proses wat jy gaan. So hy droog maar basies in 'n vakuum. Dis maar om dit half eenvoudig te stel. Die probleem met freeze drying is dit is 'n helse duur masjien wat jy moet koop in my opinie, en ek weet nie of dit heeltemal die waarde vir geld sal hê nie. As jy dalk nou iemand is wat langtermyn voedsel wil verkoop, of jy het die vermoë om so 'n masjien te koop, by al mens. Maar dis nie R5.50 nie, is 'n klomp geld. Maar ek wil maar tog daaraan raak. Nou is dalk iemand wat die vermoë het om so 'n masjien aan te skaf en dan wel te kan gaan en die goed te freeze draai. Soos wat ek verstaan, is dit beter vir jou speserye en goed om dit miskien so te doen, vir die eenvoudige rede dat jy kry 'n beter kwaliteit spesery. Jy verloor ook nie so baie voedingswaarde. In dehydrasie verloor jy meer voedingswaarde uit die wat ook al jy droog, teenoor freeze drying, dit hou meer van die voedingswaarde in. So jy moet hom ook weer dehydreer of rehydreer, soos jy moet doen as jy iets gedehydreer het. So daai konsep bly dieselfde, maar dit is, soos ek sê, dit is net ongelooflik duur. So dit sal 'n nice ding wees as jy so 'n ding het, maar soos ek sê, ek het nie daai geld om daai te spandeer op 'n masjien wat jy weet, dalk jy nie eers krag nie, so dan gaan daai masjien nie veel help nie. So dis nogal 'n belangrike aspek om na te kyk. Jy kan gaan kyk na 'n goeie voorbeeld is jy kry van hierdie elektroniese biltongdroërs ook. Jy kan ook vir jou 'n redelike maklike droër masjien bou self. Jy weet, met 'n fantjie in en ensovoorts, maar dit is weer dehydration, dis nie freeze drying nie. Die freeze drying, soos wat ek sê, dit is 'n ding wat in vakuum gebeur. So dis nie iets wat jy noodwendig kan bou nie. Ek dink iemand kan dit seker maar bou as hulle self wil. Maar soos ek sê, daar's 'n vacuumpomp betrokke ensovoorts, en jy moet 'n redelike ding hê waarin die ding droog op die einde van die dag. Jy weet, so jy kan nie net 'n plastiek bottel doen nie, as jy die ding in mekaar suig, want hy gaan in 'n vakuum in. So mense, ja, dit is eintlik net so kort beskrywing oor freeze drying. Dis nie iets wat ek sal aanbeveel nie, maar as jy die vermoë het, sal ek wel sê, as jy kan, doen dit. Maar as gevolg van die kostes, weet ek nie of dit heeltemal die moeite werd is nie. Om iets te droog is maar net 'n beter en makliker opsie. Ek was hierdie naweek, Saterdag was ek by 'n vergaderingkie gewees, hier in my omgewing, saam met 'n paar dames ontmoet, en dit was nogal interessant. Daar was toe nou een van die dames wat nou al lank van hierdie goedjies droog ensovoorts. En dit was nogal uniek en mooi om te hoor die hoeveelheid goed wat hulle nou al gedroog het, en wat hulle droog en hoe hulle droog ensovoorts. Jy weet, so dit is maar 'n belangrike aspek, en dit kan jou voedsel, soos ek sê, aansienlik langer laat hou. Soos ek sê, die enigste ding is jy moet net verstaan, jy moet dit weer rehydreer, laat dit nie omdat dit gedehydreer is. So ja mense, dit is 'n kort videoetjie vandag, maar dit is maar, ek wou net wel aan die freeze drying ook geraak het, want ek weet daar sal mense wees wat vra daaroor. So ja, julle moet 'n lekker dag hê en dan praat ons môre weer.